Right. Yes, Liam. Lyk dit vandag? Nee, lyk baie mooi. Reg vir die dam vandag is 'n nuwe venue, lanklaas hier gevang. Dis ek het 'n hele klompie jaar terug. Kom ons die dag hiernatoe vir 'n kompetisietjie. En ek dink die dag maar wat ek gaan hom maar net lekker kon vang. En toe ek weer sien, vang ek 'n 6.8 kg karp. Grootste, hy rekord staan nog steeds. Maar vandag wil ek hom breek. Dis winter, dit was cool toe ons hiernatoe gekom het, maar dit het eintlik baie warm geraak. Ons daar klaar een laag klere uitgetrek en alles. Maar ja, wat dink jy gaan ons vandag hier kan doen? Die damwater is mooi, dis warm, die water is lekker warm. Maar wat dink jy gaan ons vandag hier kan doen? Wat gaan ons kan gebruik? Want kyk, soos mense nog nie weet, die Foremost is ons hoofborg in hierdie hele program wat ons gaan skiet. Hulle het aangebied om ons te borg en ons te help. Hulle sien uitklaar sy klere. Wag nog vir myne. Skry dit binnekort. Maar wat dink jy gaan ons vandag kan regkry? Wat sal ons kan gebruik alles vandag? Wat sal kan werk in die dam? Man, hier sitrus, hier's druiwe, twee damme. Hier was altyd kurper in die dam. Sover ek weet nie of hulle nog in is nie. Weer die dam bo ons het kurper in. Daai dam het ons leeg gemaak 'n tyd terug. Daar's ons net kurper in. Ek dink ons gaan in die somermaand probeer om daai dammetjie bietjie aan te pak. Ons gaan kyk of ons daai dinge kan vang. Ja. Maar hierdie dam, weet ek het karp in. Hier spring nou al 'n paar lekker klein karpies. Hoopelik vang ons hulle nie. Hoopelik vang ons daai busse vandag. Water is warm. Maar wat dink jy gaan ons vandag kan regkry? It is warm. The water is pretty warm. We were expecting it to be cold. Ja. But it's actually on the warm side. Ons sê die water staan so op so 17. Ja. Nee, ek sal sê op die meeste 19 grade. Water is lekker warm, maar's niks uit die water koud is, so dit glo dit sal goed werk vandag. Ja, we're hoping for the quantity, maybe a bit more fish than just 5 each or something like that. Maybe we're hoping for 20 fish each maybe, but there is big fish in this dam. That's what I know. Flavor wise, obviously your garlic float, we're gonna try that out. Banana float, country float, all those things, we'll show you that with the bait presentations. And yeah, we're going to show you the food later on as well. So yeah, hopefully we have a great day of fishing today. Ja, nee, ek hoop ook dit is waar wat jy sê en ek glo dit sal werk. Ja. Vir alle Green Goblin, dit werk baie goed in ons area. Nou, wat dink jy sal ons kan doen? Ons hierdie floats vandag draai, vir ons 'n pineapple floats. Dink jy dit sal werk? Of hoe? Want dit is 'n baie skerp geur. Ja, jy sê jy het al baie vis op dit gevang. Ja. Dis nou die ouer produk. Ons wag nog vir die nuus. Yes. Hulle is amper hier. Ons kry hulle Saterdag. Ja. Dan sal ons soek volgende week sal ek 'n bedankings video maak. Jy sal ook seker maak. Ja. Want ek is die volgende week hier nie. Maar daai laaste week van die vakansie oor 2 weke, dan gaan ons is weer op ons pos. Dan gaan ons weer die damme aanvat. En alles skiet weer spring die karpies. Dis lekker oggend. Maar wat dink jy? Wat is jou opinie oor die pineapple floats? Wat sal dit werk vandag? If we use the pineapple floats, we will probably catch fish. Just a bit more than we would do it if we caught. We would catch more fish than we would catch on garlic floats. You know, those pineapple floats targeting smaller fish. It's much softer. It's much more potent. So yeah, we might just catch a lot of fish with that floats, but I'm not certain if it will catch a big fish. But we never know. It's Foremost, you know. Hulle sê the proof is in the pudding. Ja. So ons gaan gou vinnig ons laaste goedjies klaar kry, gou stokke aan mekaar sit. Ons goed is klaar op die stands en alles reg. Ons wil net nog die voer aanmaak. Ons gaan nou vir julle 'n voer video skiet, ons die voer aanmaak. En ons gaan gou stokke klaar, finale goed reg kry. Ons kombinasies reg kry. Dan gaan ons julle die voer wys en dan gaan ons wys dat ons vis vang. Alright, presies. Stop. Hello guys, this is just the bait presentation for the bomb. Got Foremost new bomb here. We don't have the packets ready yet, but we will let you know when the packets are coming out, everything like that. Yeah, so we're looking just to test the new bomb out. It's nice, it's thicker than the old bomb. There's crust flakes in there and a lot of stuff in there that we don't actually know, but the founder of Foremost knows exactly what's in here and they know exactly what they're doing with this bomb. So we're hoping it works very well today. Yeah, let's get it on. So the ratio we're using is 1 to 2, so for every 2 cups of food we're throwing 1 cup of water. I'm throwing 6 cups of food in the bucket now,
and about 3 cups of water. That's more or less the ratio that we use for this type of bomb. So we've got one. Just open the packet a bit more. Okay, so we've got 1 cup in there. Cool. Okay, we've got 6 cups of food in there. Might be a bit too much, but hopefully we catch enough fish to fish it finish, you know. And 3 cups of water. Okay, so we want to get all that air into the bomb. Mix the bomb up nicely. Looks like a bit too much water, but that's perfectly fine. Just add more bomb if we need to. But the thing about Foremost bomb is it soaks up water very quickly, and it's very thin. Now this bomb is their new bomb. You can see it's making particles pretty quicker than their last bomb. Yeah. It smells very well. It smells very nice. Smells like Pronutro. It kind of makes me hungry, you know. Hungry for some breakfast or something like that. This is exactly how the bomb's smelling. How it's supposed to be smelling. Yeah. Hopefully it performs just as well as the old bomb. Okay, there's the bomb already set. You just need to leave it for about 10 minutes. So you unpack. You make the bomb, then you unpack, then you cast your rods in. That's normally how it works. Just so the bomb can absorb that water nicely. You can see already the bomb's already pliable, but it still needs to stand for about 10 more minutes just to expand and absorb that water. Yeah, the bomb's looking very nice. Hopefully it works, guys. Here we go. Nou, kom ons wys gou vandag vir julle hier wat ek vandag gaan aanvang. Wat ons vandag gaan doen, ons begin met die bom wat Liam nou net aangemaak het. Hy's baie flippend lekker bom. En julle sal sien hier, my een stok is klaar in, nou hang die polisman. En maar ja, dis maak dit gou, sit dit gou. Die bommetjie mooi aan, as hy mooi aan is. Gou kyk gou. Spin hom in die nee, hy's reg hier. Hy moet netjies in die ronde spin. As hy nie in die ronde spin, geleidelik hier dan is hy nie reg hier. Kyk nou. Ja, hy lyk bietjie beter. Nou, daar kom net gou baie mooi. Kyk gou. As hy. Okay. Dis sommer. Nou, as hy. Nou begin ons met Foremost pineappleflouties. Nou ek wil vandag kyk of hulle want kyk die flouties dryf in die water. Hy staan op. So ek wil kyk of hy nie dalk ek gaan 'n backing agter sit, 'n soet videoetjie wat ek nou die dag mos gemaak het, dat ek 'n video opgesit het van. Julle kan gerus gaan kyk op ons blad, ons Instagram blad of op ons YouTube blad wat ek opgesit het. Ons begin net so met 'n enkel flout op 'n hoek. Daar kan julle sien op my hande kom die fluoresien af van hulle af. Lekker. Geursel wat op dit is. Dan vat ons soet videoetjie. Trek hom net so by die hoekie uit. Daar so lekker bietjie. Hier spring 'n karpie. Maar ja, rol hom net so lekker tussen die vingers. Hy het nou koud gaan raak, so nou gaan dit bietjie vassit, maar so right. Ja. Maak so. Oh, sit hy aan vas in 'n man se hande. Maar so right, hy sal hierdie dag gaan hy beter raak. Is dit so net so klein bietjie agter die floutietjie, klein bietjie, is nie veel nodig agter die floutie nie. Ons kan dalk as die dag aangaan kan ons groter ene opsit of wat, maar vir nou dan gaan ek die botteltjie is al so baie gebruik. Maar Mango Extreme. Spring op die vis. Dit is lekker. Dan kom ons weer die visse aan die gang, is dit lekker.
vat ons hom net so bietjie op die bal. So veel op te sit hier. Die ander stok het ek B-Power wat heuning is en Green Goblin en Musk het ek op die ander stok. Nou nou het ons die sal jy sien dat ek die Mango Extreme op die bal. Sit ons die kant. Bietjie B-Power. Die heuning slaan nou mooi deur. Dit ruik baie lekker. Right. En dan gaan ons hom gou gooi. Jy het gister gesien dat ek 'n video opgesit het. Nou, kom ons gooi gou. Asai. Kyk, die wind waai effens en die dam is diep. So jy moet jou dink, hom lekker laat sak. Wat baie belangrik is vir alles 'n mens in die wind vang. Line management as jy jou bom gegooi het is baie belangrik. Dit is van kritiese belang as jy dit doen. Want jy kan nie as jou lyn 'n helse kurwe het en 'n ander man gooi, dan gooi boor jou lyn, dan gaan hy jou lyne hak. As jy vis aan, dan sien vis deur jou lyne. Maar ja, daai is wat ek doen vandag. Sal later ons verwys wat Liam doen. Maar ja, nou gaan ons eers vis vang. Nou, kyk gou hier. Hulle sal nou sien ek het nou in die water is daar iets wat ek aan vasgesit het. Hy het my onderste hoek lyntjie het afgebreek. Ek wil julle wys, sit ek gou 'n nuwe hoeklyntjie op. Gaan wys ek gou vir julle hoe ek maak. Alright, ek het 7 pond hoeklyntjie wat ek gaan opsit. Right, dus steek hom deur. Ek het nou die dag pas vir julle gewys hoe maak 'n mens 'n fisherman's knot. 1, 2, 3, 4, 5. Ek draai maar net 5 keer om, nou nie so baie nie, want as mense in die see vang, dan draai ek hom baie ver meer. Sit ek hom. As die knopie mooi. Okay. Dan knip hom maar daai lengte af. Sit ons dan gou 'n ander hoekie op. Iets in die water daar wat ek vasgehaak het in. So. Ek gaan dit nou met die hoekies kan 'n mens se dinge skroef, knotless knot maak hier. Hierso. Nie maar reg. 5 keer. Stuk hom kom nou. Stuk hom deur. As hy hard, Liam ook alweer. Hopelijk is dit 'n positiewe byt. Sê die knopie. Ons vang met 'n groterige hoekie vandag van die groot vis. En dan ja, daar gaan ons, daar is jou stroppie reg. Dan kan jy weer vang. Ons kom nou na julle toe as hy vis net loop. So. Kom hier. Yes. Daar's Liam aan. Eerste vis, hy het hom net plat gegooi en dit hy heeltyd teruggekom, maar ja. Gaan vra daar vir Liam. Liam, wys sê vir daar vir die mense wat jy gebruik alles daar op en alles. Op die boonste hoek het ek net 'n plain float. Op die onderste hoek het ek 'n Foremost garlic float. En op die bol het ek Green Goblin en Musk. Plain and simple. Het nie baie dip opgesit nie. Ek wil nie die vis nou verloor nie, so ek vat het rustig met hom. Ons het baie tyd. Sê as ek hom help daar. Ja, is reg. Sal vir jou. Klein visiekie, nie so groot nie, maar you go small, we catch them all. Catch them all. Yep. Dis die motto wat ons het. Baie mense het daai motto, maar dis ons motto. We go small, catch them all. Yep. Asai. Het lyk asof hy die onderste hoek gevat, die garlic float, maar ons is nie surprised nie. Weet die garlic float se altyd reg. Ja, is mooi skerp. Asai.
As Liam. Eerste karpie in die net. Ek skat hom so 900 gram, 'n kilo. Miskien net onder 'n kilo, maar vis is 'n vis. Ja. Mooi man. Gaat gou 'n foto vat en by so weer terug gaan ons nog een. Nee bro. Dis julle ons is aanneem te vis. Ek het hom op 'n garlic float gevang. Dis baie groot, maar vis is 'n vis. Ja, ons gaan skep opgehou. Ek het eers my skoene uittrek. Nou nie die grootste vis in die wêreld nie, maar dis alright. Ons gaan skep opgehou. Kleintjes leuk. Ek die stok uit op sien maar die begin op. Mooi karpie daai. Hoe kan jy daar groot is van wat spring? Hoe visie dit? As alle sizes jou nou. Drag at ek drag vat. Asai, het hom. Die rekening is oop, tweede vis. Ons gaan gou afwak 'n foto neem en dan vang ons nog een. Sien julle hy maak nou so hy speel nou rond met die aas. Hy wil nie lekker vat nie. Maar ons hoop hy gaan nou vat. Kyk, kom nou net, kom. Vat hom visie, vat hom. Nou die tweede een, dit was nou is binne 15 minute. By daar buite weer, ha? 15 minute. 15. Ja, ek het halfie vis. Ek het hom 20 voor ingegooi, dis nou 5 voor. Kom nou net. Maar ek wil nou nie optel en slaan en dan sit hy dalk al. Sit hy nie. Petrol hom op. Maak so, okay, backbite. En dan sit hy. Sit hy. Mooi man. Vis is nie baie groot hè. Jo, hy's 'n mooi kar. Die spring hy net hier. Liam, hoe vat jy nou? Wat is jy ekstra stok? Ek wou jy ekstra stok saam gebring en dan gooi jy op sommer hier 2 meter van die kant af. Vis is maar nog klein, maar ons hoop hulle sal hierdie dag beter raak. Ja. As hy voorkom, dan gaan hy wel beklei. Water. Ek wil hom nou ook nie force nie. Maar kom nou lekker stroom water ook in van die rivier af. Dat ek daai linkerkant se stok van my het ek nou daar ingegooi. Okay? Het ek nou soontoe gegooi. So hopelik haak ek 'n lekker een daar. Ek het nou net om die val bietjie gestap. Ja. En gesien aan die ander kant is 'n lekker paar klompvis teen die kant af. Baie aktiwiteit in die water. Om hier nou klein kanarie. Daar's 'n ding in die water hier. After that was like the fish. By accident. Is dit? Okay. Ja. Nou wil hy beklei. Hy het ons skema vir hom gedrek. Hy maar. Wat trek nou, vat. Nee,
die as Maar Liam, hy grootte wat ek hy slag gevang het, hy was ook so lui. En toe hy hier voor by my in die water kom, toe baklei daai vis. Hy was toe baklei hy. Flip it, Boeta! Maar die grond is glad. Maar weer dieselfde size. Ek het die bom is net dit amper van die veertjie af. Asai, Tom. Gaan 'n foto neem, man. foto neem. Ek het, ek sit 'n garlic float op die hoek en dan haak ek 'n plain mieliepit op. Dan sit ek nog 'n garlic floatie. Dan sit ek nog 'n garlic floatie en dit is alles foremost in wat ek gebruik is net wat ons gebruik is al wat ek in my boks het. Ek het nie veel in my boksie, maar dis net dit wat ek het. Maar ons wag nog vir die res. En dan op die boonste hoekie sit ek 'n pineapple floatie. En dan sit ek bietjie boepensie op die bol en ek dip daai knoffel floatie so goed. Dip ek mooi netjies in die knoffel. En dan gaan ons aan. Nou vang ons visse soos hierdie. Ons gaan hom gou afhak en dan neem ons 'n foto. Hello guys, nice fish on here at the other dam. There was a few circumstances that made us move dams, but we were right here now. We had a better dam. Nice carp here. I hope it's a carp. If it's a kerper, then I'll also be happy. Mango extreme on the ball with a bit of musk. Foremost garlic float with a foremost banana float on the top. Plain and simple. Plain and simple. Can't get any more simple than that. Great, nice sunny day. It's winter, the water's cold, but it's a nice day. It's a nice day. Over the fishing. Can't complain at all. We're gonna go skip this fish. Just point the video to skip it. I did. I told you already. I said, any net, boys. Jo, mooi karpie. Thank you foremost. Thank you foremost. Come on. Gaan hier nie gras gaan nie. Hoor jy vir my? Baie gras hier voor. Ja, fish are getting stuck. We've lost that full, so I think it's a better idea to skip by ourselves because we don't want the fish to get stuck when we're bringing it to the other person. So yeah, it's another nou begin die kortstok om te werk. Nice fish here, guessing about 3.5. What do you think? 3.5? Yeah, 4 kilos maybe. Kilos maybe. Funny story, I just baited up, I just made the video for the bait presentation. And I threw in, and it hardly hit the water yet, and my rod almost flew out my hand. This beauty of a fish here with foremost garlic, musk and mango extreme. What a fish. Ja guys, let's get this to the water. Ja, nee, ons het lanklaas opgesit, dat is 'n visvang, ons het al 'n hele paar gevang. Hier tussenneer, hier tussen weer enetjie aan. En ek foremost extreme en musk en hulle garlic floats. Al wat ons gebruik, niks fancy nie, net dit. Op 2 floats op. O ja. Maar ja, dan gebruik ons op 2
klein geel flouties. Dis al wat ons gebruik. En wat 'n fantastiese combo hier. Short range tactical 11 voet. Saam met 'n Aventa, Okuma Aventa original. Briljante stock en control. Hy het goed gewerk vandag. Hy het goed gekwyt van sy werk. Ja, dit is nou, hoe laat? Wat skop die tyd nou? Dit skop nou 2:15. Presies 2:15. Die stok het nou wat 15 minute gelê. Ja, ja, Ek 15 minute. Half gekant ingegooi. Maar ja, verder aan ons het nou 'n paar stokkies sommer hier, een stokkie sommer hier vlak in die water, man 5 meter van die kant af gegooi. En ons het 5,5 kg karp gevang. En dit gaan lekker. Hulle het vir ons gesê, die boer het vir ons gesê, hier is nie meer karp in die dammie. En kyk nou. Nou lyk dit so, die onderste dammetjie waar ons vanoggend was, het karp in. Maar hierdie dam het bes en kurper en sover ons weet, maar ek het hier opgestap, sien ek 'n hele paar karpies en ja, toe besluit ek, right, nou kom ons maar boontoe en dan gaan ons hier kom vang. Maar kom, die vis is nog al voor in die water. Dit is 'n mooi vis. Voel dit te sleg hè. Maar ja, bring al in. Maar ja, dis vandag is snaakse weer hier so 2 km van ons af. Is hulle besig om besig om te brand en alles en is wolk en dan is die son uit, daar sit weer op alles en nee, toch mooi vis. Dis nie dat dit warm is vandag nie, dit was warm op 'n stadium toe die winde begin opkom het. Maar verder dan is die weer eintlik nog heel lekker vandag. Daar is nog niks fout van die weer nie. Weer is heel lekker vandag. Is winter, is nie gedink dit gaan so gaan nie, maar die dag het goed van sy taak gekwyt. Ons het, ja, moet sê, dis lanklaas. Dis een van die min kere dat ek in die winter herwaar gaan vang en dan vang ons so lekker vis, maar dit is maar net hierdie wonderlike Foremost produkte wat vir ons die geleentheid gee om dit te kan doen. En ja, ons kan nie vir 'n beter brand of sponsor gevra het op die mark is en dis 'n briljante produk wat by mark is. En ja, ek kan nie vir beter vra nie. Maar kom ons skep gou hierdie vis, hy is hier voor in die water, ons skep hom gou. Nou is hy. Dis wat die taak kwyt het. Hoe ver dink jy was die gooi, Leon? 65, 70 meter daar? 65, ja. Dis baie ver nie. Het het beroerd gegaan vanoggend eintlik, maar vandat ons toe die regte dips begin gooi. Nee wat, toe loop die visse. Dit wys dit, as jy die regte dips gooi, gaan jy vis vang. Maar ons gaan gou afhak en neem ons gou 'n foto en dan sit ons hom terug en dan vang ons nog een. Just a quick question, what did you use on there? Ek het voor nou net gesê, as julle net dalk gehoor het, maar ons het twee garlic floats op die onderste hoekie en dan op die boonste hoekie. Ag, dit net die vis kom tel en net. Maar daar is net so uit die hoek uit. Just so. Ai, vis. Hierdie vis is so lekker besig. Maar ja, ons het twee garlic floats by onderste hoek. Boonste hoek het ons 'n plain geel floutie. Plain geel floutie wat ons plain opsit, niks fancy, ons sit niks op hom nie. En dan sit ons net 'n bietjie Mango Extreme van Foremost en van hulle Musk Ball. Gooi hom in en ons vang dan vis. En dit is wat die resultate wys. Dit is wat ons vang. Hier is lekker klas vis veral vir kompetisie vang. Is dit baie lekker vis. Ja, skat hom so 1 kilo. 10 punte 'n vis. En dan is dit wat? Nog 10 punte vir elke kilo. Ja, ja. Dit is 20 punte wat ek in my hand hou, kan 'n mens sê. Ja, 25. Maar ja, 25 punte daar rond. Maar ja, dis reg. Nice. Gaan we 'n foto neem en dan vang ons nog een. Get in the water, sharp. Daar is die resultaat. Foremost. Dis baie dankbaar.
Ja, ek sal enige mango extreme. Ek was baie mango dips. Maar ek sal sterk Foremost se mango extreme aanbeveel. Hy is nie oorsterk nie, maar is sterk gekonsentreerd. Dit is 'n gekonsentreerde, baie hoog gekonsentreerde soetgeur. En ek sê dit ruik net lekker. Jy wil dit self hê. Jy klein. Ag, jene. Jy wil dit self eintlik drink, so lekker is dit. En maar ja, dit is maar ja, is baie brands op die mark, maar daar's min wat so uniek is soos Foremost. En dis die lekker ding. En kyk hierdie wonderlike bom wat ons het, wat hulle gemaak het. Veral die nuwe ene is 'n wonderlike bom. Hy is perfek. Daar's niks fout of enige iets slegs aan dit. Dit is perfek. En ja, dis ons hulle sterk dankie gee aan hulle. Maar dit regtig waar vir ons die geleentheid wat vir ons geleentheid gee om sulke hierdie wonderlike sport saam met jou vriende, familie te kan doen. Jy kan dit saam met almal doen. Jy kan dit op jou eie doen. Dis iets wat jy lekker sê. Jy kan dit op jou eie doen. Jy kan dit saam met jou vriende doen. En dis lekker. Dis iets wat jy saam kan geniet. Kan dalk party daar sleg gaan, maar glo my, gebruik Foremost. Jy sal nooit teleurgestel word nie. Dan sê man, mooi vis. Mooi vis, klein vis, nie baie groot nie, maar dis lekker vis hierdie. Hy is omtrent so 35 punte as 'n mens nou kompetisie gaan vang. Maar ja, kom ons kom af, ons neem 'n foto en ons vang nog eene. Ons gaan nog so tot 5 uur toe vang. Daar's nog so 2 ure oor. So 'n uur en 'n half oor. So ja. Dan vang ons gewoon nog 'n paartjies. Go Foremost, let's go. As hy Foremost. Van 'n baie suksesvolle en 'n lekker dag. Eers ons het dit wat ons wou try het eintlik nou nie gewerk nie, maar wat baie goed gewerk het was Foremost se Musk en hulle Mango Extreme. Dit het bitter goed gewerk saam met 'n garlic floatie. Dit was die wenner van vandag. Baie vis so gevang. Ja. En alles en wat sê jy? Ek sê dit was 'n bitter goeie skuif om van die onderste dam af na die Bonsteen toe te kom. Great fishing, especially for the winter. We both caught about 40 fish all together. Yeah, it was a great day for fishing. Dam's nice. First time that I've been at this dam. First time that I think you've fished at this dam. Ja, dis die eerste keer dat ek die bo gevang het. Die vorige keer het ek by die onderste dam gevang en daar het ek my grootste gevang. Maar ons het ook 'n lekker 5,5 kg karp vandag uitgetrek. Dis lekker. Ja. Maar dit was 'n lekker dag. Ons het dit geniet. Dit was lekker. Dis soos wat ons sê. Dis 'n lekker ding. Jy kan dit saam met jou pelle doen, jy kan dit saam met jou vriende doen. Maar die goue reël, koop Foremost. Hy sal altyd werk. Foremost boy. Come up, boy. As hy. Mooi dag, come up. Maar ja, ons sien julle weer. Ons maak oor 2 weke gaan ons die volgende een doen. Ek is nou vir 2 weke lank weg. Oor 2 weke maak ons die volgende een. Oor 'n week, ja, dan gaan ons 'n ander dam vang. Ja, tussen die sitrusboorde. Maar ja, Liam, sien weer. En ons vang weer lekker vis. Ja man. Cheers. Sien jy?